Jy kry nie 'n wonderskaap nie, maar ons teelers wonder baie keer. Hoekom boer meer mense nie met hom nie? Want hy kan net waarde toevoeg op jou plaas. Ja, vriende, maak dit vir my moontlik dat ek ekstensief kan boer 12 maande 'n jaar sonder byvoeding. Ons het nou by daai punt gekom waar ons nou 'n regte Afrino skaap het wat die doel dien wat hulle voorgeteel is. Van al die rasse is dit vir my 'n ras wat opsies bied en dis belangrik. Ek is Martin Leroux, ek boer in die Suid-Vrystaat, Betoelie distrik en ons boer met Afrino sedert 1987. Ek is George Stegman, ek boer in die Willowmore Rietbron area, 'n baie droë deel van ons land en ek boer met Afrinos en sy bokke. Ek is Dirkie Visagie van Calvinia omgewing. Ons boer met Afrinos daar en geniet die skaap baie. Die Afrino ras se ontwikkeling het ontstaan in 1969. Daar het 'n opdrag gekom van die VNWKV aan die Landbouunie om wat hulle beskryf het as 'n geharde witwolras te ontwikkel vir vetlandproduksie in die ekstensiewe droër skaapdele van Suid-Afrika. Daar was 'n tweede aspek waaraan die ras moes voldoen. Daai ras moes dien as kruismaat op die merino, want die gevaar vir die besoedeling van die Suid-Afrikaanse skeersel het begin kop uitsteek via kruisdeling met die dorper op die merinos. Die naam Afrino kom van die Afrikaner, die merino en dan die vleismerino op daai kruising. Die samestelling van die Afrino is 50% vleismerino, 25% ronderop Afrikaner en dan 25% sogenaamde wolmerino. The Afrino with its Afrikaner crossing in it has brought some exceptional good characteristics out. Our veld, especially where we're farming, is hard and low rainfall, and we need something that can adapt and produce in that area. Die ronderip Afrikaner of ander naam as blinkaar Afrikaner is die inheemse ras wat in Suid-Afrika is sedert Jan van Riebeeck hulle hier gekom het. As jy luister na Harry die Strandloper en al daai geskrifte, dan is dit die ras waarna hulle verwys het. En dis hoekom hy so hoogs aangepas is en daai uniekheid gee in ons Afrino omdat dit daai uiters goeie aangepaste genetika deel van die pakket maak. Die eienskap wat die Afrino onderskei van al die ander sogenaamde wolrasse, spesifiek die ras se gehardheid. Ons het altyd 'n waarde gesit op vleiswaarde, ons het 'n waarde gehad op wol, maar ons het nooit 'n waarde gehad op gehardheid nie. Die groot verskil van die Afrino is definitief sy gehardheid. In al die wolrasse, woldraande rasse, is dit die enigste ras wat daai gehardheid hoogsveld aangepasheid bygooi. Die ras het ook 'n verskriklike goeie loopvermoë. Hy klim ook berge uitstekend, daai wat in bergagtige dele is. Gehardheid meet baie mense aan die hoeveelheid wat 'n dier vreet. Gehardheid het 'n groter aspek rondom dit. Dit het te doen met loopvermoë, werkverrigting van ramme, hoe hulle hitte hanteer, die fisiese bergklim vermoë. En ek dink geneties het die hoë vrugbaarheid en dekvermoë van die ramme wat ons van die ou ronderip Afrikaner gekry het. Ons het byvoorbeeld een van die troppe wat ek gemonitor, was daar 58 lammers aangekom in die eerste 17 dae van daai dekseisoen. So geneties daai dekvermoë is uitstekend wat ons kry. Afrino se vleiseienskappe is ook besonder. Die gehalte van die vleis, die vetverspreiding in die vleis is besonder. Dit maak dit 'n verskriklike lekker vleis en dan wat belangrik is, omdat ons so ekstensief boer met hom en laat ons hom nie voer en klomp middels en goed ingee nie, laat hy 'n baie organiese vleis is. Ons bemark meeste van die tyd van die veld af. Ons verwys na die term ekstensief en dit beteken jy boer ekstensief op natuurlike weiding sonder byvoeding en lekke met net natuurlike veld as jou hulpbron. So in boeretaal, hy's ligter op jou koöperasierekening. Sodra jy intensief gaan, het jy ook baie meer wurms en parasiete wat in jou skaap inkom en met die gevolg is jy meer doseer en inenting goeders wat ons hier hoef te doen ekstensief. Ons praat baie oor die karkaskwaliteit en gehardheid en ons skeer goeie wol van 'n Afrino. Die rede hoekom ons nie die wol te veel wil hê nie, wol is ongelukkig negatief gekorreleer met gehardheid. En sodra mens wol te veel maak, begin gee ou toe op gehardheid. Ons kry baie vrae oor die wol, hoeveel wol, kwaliteit ensovoorts.
Ons data sê vir ons produseer gemiddeld so 2.7 tot 3.2 kg wol van 'n ooi af na sy 'n lam groot gemaak het. Ons mikrons wissel enigiets van 17 tot 21, 22 so en dit word gekwalifiseer as merino tipe wol. So dis 'n aanduiding van wolproduksie binne die ras, maar ek dink belangrik dat ons dis 'n balans en vetlamproduksie op ekstensiewe toestande met minimum insette, dis ons hoofprioriteit. Ek wil net aansluit oor die wol. Het gaan nie oor die hoeveelheid nie, het gaan oor die kwaliteit wat ons probeer opsit. Ek sal die Afrino wat Afrikaans recommend. Sorry. Ek sal die Afrino aanbeveel vir enige boer in hierdie ekstensiewe dele van ons land. Al doen hy net 'n gedeelte van sy kudde as hy met merinos boer of wat ook al, kan hy die ras met liefde en ek dink dit sal waarde toevoeg op sy plaas. Die Afrino definitief kry op 'n merino, hy's gesog vir dit en geteel vir dit en hy het 'n verskriklike mooi kruising, so ek sou dit regtig aanbeveel vir enige boer. Die ander rasse kry hy net so goed, maar ek dink die heel hoofdoel hoekom die ras geteel is dat die wolskeersel in Suid-Afrika nie besoedel word nie. Om daarbey aan te sluit, die Afrino is 'n geharde ras. Dis ook 'n ras wat opsies bied. Ons sit met goeie wol, ons sit met goeie vleiseienskappe en ons sit met gehardheid. Ons toestande in Suid-Afrika het ons dit nodig. Van al die rasse is dit vir my 'n ras wat opsies bied en dis belangrik. Die Afrino doen goed oral. Maar in ons droë dele, ek het dit ondervind met my boerdery, ek het 'n paar jaar met merinos ook geboer. Hoe droër dit raak, hoe groter raak hy winsgrens tussen die merino en die Afrino. En dat die Afrino net beter uitgestyg. Ek dink ons sit met die besbewaarste geheim. Vir ons almal se hoop is dat mense sal bewus raak van hierdie juweel van 'n skaapras wat ons in Suid-Afrika sit. Is dit maar ons as Afrino boere se groot hoop is dat ons hierdie boodskap nie net vir onsself sal hou nie, maar vir meer boere sal uitkry. Kontak ons gerus op www.afrino.org.za. Ons is baie passievol oor ons ras. Kontak die naaste teeler in jou omgewing en ons sal jou met oop arms ontvang en ons sal lekker met jou saam gesels en ons sien uit om van julle almal te hoor.